As die tema van vanoggend se woord is, los die klippe. Ons gaan praat oor vergifnis, dit was die tema van die hele week. Maar jy sal besef, veral hierso wanneer ons begin om af te sluit, hoe ernstig hierdie saak is. Ons het so familier geword om te vergewe, dat ons nie altyd die implikasie sou besef van wat dit alles behels nie. Ek neem nie nou na Matteus 6:14 toe, want as julle die mense julle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En hoe maklik lees ons dit nie, en maar dink aan die teenoorgestelde. Vergifnis hou ons harte skoon vir God se teenwoordigheid, om in ons te woon en om deur ons te kan vloei. Vergifnis regverdig nie 'n saak wat verkeerd is nie, maar vergifnis maak ons los van die omstandighede. Efesiërs 4:32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. So it's wonderful. Forgiveness begins with a decision and not a feeling. This forgiveness begins with a decision that we make, even though we do not feel like doing it. We do not have to feel ready before we can forgive. We do not have to wait for the pain to fade or the emotions to settle or the situation to change. Forgiveness is not rooted in emotions. It is rooted in obedience. Vergifnis is nie iets wat iemand hoef te verdien nie. Dit is gebaseer op wat ons ontvang het. Vergifnis gaan nie soveel oor die ander persoon nie, maar die genade op genade wat ons ontvang het van ons hemelse Vader, loop oor na die ander persoon. Wanneer ons vergewe, kies ons gehoorsaamheid aan die Here se wil. Dit is sy wil dat ons vergewe. Wanneer ons vergewe, weerspieël ons die Here se karakter, want hy was vinnig om ons te vergewe. Forgiveness is not denial. It is not excusing wrong behavior or ignoring injustice. Forgiveness is an act of surrender to God's will. Forgiveness is releasing the person into God's hands and entrusting justice to God. Jy sien my boetie en sussie, dat onvergifnis, en ons sien dit, ek sien dit in mense, onvergifnis verteer mense. Onvergifnis hou ons gevange in 'n situasie. Onvergifnis dreineer ons geestelike krag. Onvergifnis effekteer ons insig. Dit beïnvloed ons vermoë om nugter oor 'n saak te kan dink. Once again, if you want to host the presence of God, it requires a clean and open heart, not one that is clogged with bitterness or resentment or offense. And here is the thing, forgiveness is not a once-off event. It is a process that we have to practice often. We may have to choose to forgive repeatedly as our emotions tend to resurface. Ons begin weer kwaad voel vir daai ou, dan moet ons onsself herinner, ons het hom vergewe. Ons is geneig om ou koeie so vinnig uit 'n sloot uit te gaan haal.
Elke maal dat ons vergifnis kies, versterk ons verhouding met Abba Vader. Johannes 14:23. Jesus answered, if a person really loves me, he will keep my word, he will obey my teaching, and my Father will love him, and we will come to him and make our home, our abode, a special dwelling place with him. Dit is ook so, dat as deur iemand seer gemaak, as ons deur iemand seer gemaak is of te nagekom is, mag dit oor tyd begin voel, dit begin al beter voel, al het ons nie vergewe nie. Iemand het al vir my getuig, hy sê dit is nie nodig om daai ou te vergewe nie, want soos die tyd aangaan, vergeet ek van hom. Maar dit is gevaarlik, daar is 'n rede daarvoor. Die seer mag minder word oor die tyd, maar deur onvergifnis is daar 'n wortel wat geplant word. 'n Wortel van bitterheid. Dit is nie dadelik sigbaar nie, dit is onderdruk, dit word geïgnoreer, maar die wortel is daar, en dit begin groei, en dit versprei. Met tyd begin die bitterheid ander areas van ons lewens effekteer, ander verhoudings effekteer. Ons begin ander mense te sien deur 'n lens van pyn. Ons harte begin om hard te word, en dit word moeilik om te vertrou, en ons selfs lief te hê. En ons begin om hierdie mure om ons te bou. Onvergifnis. Our past wounds that we have not dealt with, have not forgiven, affects our present relationship. Unforgiveness is disruptive. It disrupts our peace and causes tension in us. What started as a wound that could have been forgiven has become a stronghold in our lives. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Man, is groot woorde. En pas op dat niemand, vers 15, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Jy besoedel nie net jouself nie, jy besoedel jou geliefdes, die naaste aan jou. Vers 15 in the Amplified, sy hele mond vol. Says, exercise foresight and be on the watch to look after one another, to see that no one falls back from and fails to secure God's grace, in order that no root of resentment or bitterness or hatred shoots forth and causes trouble and bitter torment, and the many become contaminated and defiled by it. Onvergifnis bly nie net by een persoon nie. Bitterheid effekteer nie net onsself nie. Waar daar vrede was, is daar nou spanning. Waar daar liefde was, is daar nou weerstand. Deur onvergifnis sit ons onsself in 'n gevangenis. My brother and sister, forgiveness is not weakness. Jy's nie swak as jy iemand vergewe nie. It is a demonstration of spiritual strength because you are putting your trust in God. Forgiveness requires humility, surrender, and trust in God. Kolossense 3:13. Verdra mekaar en vergewe mekaar as dit een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Mag ek herhaal, wanneer ons seer het, as gevolg van verwerping, of te nakoming, of ongeregtigheid, bly daardie pyn nie geïsoleerd nie.
Hierdie seer beïnvloed ons gedagtes, ons reaksies, ons verhouding, selfs ons identiteit. Maar seer het nie die laaste woord nie, vergifnis het. Ons kan besluit om die seer om te keer deur vergifnis en ons sal weer vryheid, genesing en transformasie ervaar. Having the presence of God means we do not have to hold on to the pain or try and suppress it or live with it, but we surrender it to God who is present in our lives. Forgiveness is the key that starts the process of healing. Deur die Here se teenwoordigheid word die areas van seer, die plek juis waar sy genade die diepste geopenbaar word. As ons terugdink aan die verhaal van Josef wat deur sy broers as 'n slaaf verkoop is, het hy baie rede gehad om nie te vergewe nie. Maar hoor wat sê die Genesis 50 vers 20. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Josef het die ander perspektief gesien, het sy broers vir die groot onreg vergewe. My boetie en sussie, ons verhouding met die mense om ons word weerspieël in ons verhouding met ons hemelse Vader. 1 John 4 verse 20 says, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Easy, is 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? 1 John 4:21 says, and this command we have from him, that he who loves God shall love his brother also. Rooi letter woorde, en is nog bevestiging vir ons hier so in Markus 11:25. Maar hoor net die implikasie. And whenever you stand praying, if you have something, if you have anything against anyone, forgive him and let it drop, leave it. Let it go, in order that your Father who is in heaven may also forgive you your own failings and shortcomings, and let them drop. You see, my brother and sister, unforgiveness even affects our prayer life. Unforgiveness dulls the sensitivity of our hearts. Our words may flow in prayer, but our hearts feel distant from God because we know there's this blockage. Onvergifnis het 'n hindernis tussen ons en God geword. Maar prys die Here dat wanneer ons vergewe, bring dit restaurasie. Deur te vergewe, bring ons weer ons harte in lyn met God se hart wie vinnig is om te vergewe. 'n hart wat oop is en sag is, word die blyplek van God se teenwoordigheid. Psalm 66 vers 18 bevestig. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Wow. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ons gaan bid en wonder waarom. A.W. Tozer sê, a clean heart is a dwelling place for God. Dit is iets verskriklik interessant wat Paulus leer in Romeine 12 vers 18. Hy sê, if possible, as far as it depends on you, live in peace with everyone. Hy sê, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Baie interessant. Vergifnis lei nie altyd tot rekonsiliasie nie, maar vergifnis maak vrede moontlik. Paulus sê, as dit moontlik is, if it is possible, so ver as dit van ons afhang,
Dit maak dit duidelik. Die persone wie ons vergewe, wil dit moontlik nie aanvaar nie, maar dit word hulle saak. Ons is verantwoordelik vir ons hart, ons verhouding met die Here. Sommige mense wie ons vergewe, wil nie versoen nie, wil nie verander nie, maar dit maak nie saak nie, want vrede het ons deel geword, omdat ons gehoorsaam was om te vergewe. Deur te vergewe is ons vry. Mag ek dit herhaal? Vergifnis bring nie noodwendig rekonsiliasie nie, maar skep 'n plek waar ons vrede kan ervaar tussen ons en ons Vader. When we choose to forgive, something changes in us. Hostility is removed. We are no longer fighting the person internally. Defensiveness fades. We no longer feel that we need to protect ourselves at all costs. The need to prove something, to argue or win the conflict does not matter anymore, as our identity is no longer in the conflict. We are free. Al verander die situasie nie, dra ons nie meer die gewig van die konflik nie. Wanneer ons vergewe, ontwapen ons die konflik wat 'n vashou gehad het in ons harte. Al reageer die ander persoon nie, al vra hulle nooit ook vergifnis nie, al verander hulle nie, is ons nie gebonde aan hulle besluit nie. Ons is vry. Ons vryheid is nie gekoppel aan hulle reaksie nie. Ons ervaar vryheid omdat ons die situasie in die Here se hande geplaas het, deur gehoorsaam te wees aan hom, en ons het vergewe. Forgiveness does not guarantee reconciliation, but it positions our hearts to be in right standing with our Father. Mattheus 5 vers 7 sê, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." In the new NIV says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Billy Graham said, "Forgiveness is the first step towards peace." In Psalm 103 vers 12 lees ons, "Sover as die ooste verwyder is van die weste, die ooste verwyder van die weste, sover verwyder hy ons oortredinge van ons af." Die Here vergewe nie net ons oortredinge nie, die Psalm sê hy verwyder ons oortredinge. God does not revisit our sin that He has forgiven. God does not define us by what we have done, but by what Jesus has done. Met ander woorde, ons hou nie vas aan wat iemand aan ons in die verlede gedoen het nie. Ons het dit mos vergewe. Ons hou nie vas daaraan nie. Ons bring dit nie weer op nie. Ons herhaal dit nie. Dis vergewe, dis verby. Ons is vry. Los dit in die Here se hande. Ons kies om vry te wees. Al wil ons gedagtes dit terugbring, want dis vir die vlees wil doen. Hy wil ons terugbring die gedagte. Ons weier dit in Jesus se naam, omdat ons dit vergewe het. Is verby. Mattheus 18:21. Kom by Petrus. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal ek my broer teen my sondig en hom vergewe tot 7 maal toe? Maar Jesus antwoord in vers 22, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7. Jy sien, my broer en sussie, vergifnis is meer as net 'n eenmalige gebeure. Dink net vir 'n oomblik, nadat ons tot bekering gekom het, nadat ons sondes vergewe is, hoeveel maal moes ons nie na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my vir dit wat ek nou gedoen het nie. Omdat ons so maklik struikel. Maar Petrus wil weet, hoeveel maal moet ons vergewe totdat ons die lyn kan trek en sê, genoeg is genoeg en tot hier toe nie verder nie.
Maar Jesus verwyder daardie streep, daardie grens, deur te antwoord 70x7. Hy gee nie 'n getal nie, maar hy wys na 'n gehoorsaamheid, 'n leefwyse. Vergifnis is nie ietsie wat ons meet nie, dit is ietsie wat ons word, vinnig om te vergewe. Mense sal ons teleurstel, ons verkeerd verstaan, en ons soms diep seermaak. Ons kan nie beheer oor wat ons kant toe kom nie, maar ons kan besluit wat maak ons daarmee. When forgiveness becomes a lifestyle, we no longer allow offense to take root in our lives. We deal with offense quickly, and we release it, and we forgive it quickly. We do not rethink it and talk about it. Forgiveness allows us to show love and compassion. It helps us to receive love. It helps us to express love. 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Every time we forgive, we are not losing, we are gaining. We are gaining freedom by not being tied down by offense. We are gaining the ability to love freely. Forgiveness is not about keeping score, but about keeping our hearts free. Ek wil begin om af te sluit, en hierdie gedeelte het my vreeslik geroer. Dit het my geskok. U weet dat Jesus het gelykenisse gebruik om waarhede oor te dra. Hy het gelykenisse gebruik om 'n waarheid te leer. Daar's 'n gelykenis waar 'n man vir 'n koning verskriklik baie geskuld het. Die man kan nie betaal nie en die koning vergewe hom. As ons dit nou aan ons lewens sal toepas, onthou dis 'n vergelyking, maar dit leer 'n waarheid vir ons. So ons is die persoon wat vol sonde na Jesus toe gegaan het en hom gevra het om ons te vergewe, en hy het alles vergewe. Alles vergewe. Jesus betaal ons skuld op die kruis en hy vergewe ons. Maar nou skuld ons broer ons 'n klein bedrag. En ons weier om hom te vergewe. Hy het ons te nagekom, hy het ons teleurgestel, hy het stories oor ons vertel, ons weier daai om hom te vergewe. Die koning hoor hiervan. Weet jy dat as ons nie vergewe nie, dan weet Jesus daarvan. Maar hoor nou hoe erg word dit. Ons moet klop my hart. Matteus 18 vers 32. Then the master called him and said to him, Jesus roep jou nader. Onthou nou, jy is vergewe, jy is baie vergewe, maar jy weier om te vergewe. Jesus roep jou nader. And said to him, you contemptible. Dit word vertaal veragtelik. Wie sal graag daai woorde van Jesus wil hoor? Wie sal graag wil hoor dat Jesus sê vir jou, jy is veragtelik? And wicked. Dis goddeloos. Attendant. Jy's 'n bywoner, jy is nie eers 'n kind nie. Dis verskriklik. Dis verskriklik as hierdie woorde, as dit die woorde is wat ek moet hoor van die ene wie ek gedink het, is my verhouding reg met hom. Hy sê, I forgave and cancelled all that great debt of yours, because you begged me. Vers 33.
And should you not have had pity and mercy on your fellow attendant, as I had pity and mercy on you? Hoekom het jy hom nie vergewe nie? Is jy regtig 'n kind van my? 34. And in wrath, his master turned him over to the torturers. As jy nie vergewe nie, word jy oorhandig aan die torturers, the jailers, till he should pay all that he owed. Hoe betaal jy as jy oorgegee word aan die pynigers? Dis onmoontlik om dit terug te betaal as jy oorgehandig is aan die pynigers. Wanneer gaan die pyn eindig? Hoe gaan ons dit kan teruggee? Dit is hoe ernstig onvergifnis werklik is. En om te bevestig, ons sou nou maklik sê, hoorie, maar hierdie is dan gelukkig net 'n gelykenis. Hoor die volgende vers. Vers 35. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte, sy oortredinge vergewe nie. My boetie en sussie, asseblief, ek smeek by u. Vergewe. Vergewe, maak nie saak wie wat gedoen het nie, vergewe hulle. Want om hierdie woorde te hoor, wanneer ons voor die Here verskyn, gaan die verskriklikste ding wees, wat jy ooit nie eens verwag het sal gebeur nie. But this does not mean that we have to live with abuse. It does not mean that we have to accept sin. It means releasing vengeance and choosing mercy with healthy boundaries. 'n oom wat 'n kind verkrag is 'n moeilike ding om te vergewe. Maar daar is landswette en daar is wat ons beskerm, die landswette beskerm daai kind ook, en al vergewe ons daai oom, sal hy nog steeds met die landswette te doen kry, en hy sal nog steeds met Abba Vader te doen kry. Maar die vergelding behoort nie aan ons nie. Ons moet daai vieslike, vuil vark van 'n oom vergewe. Maar daar's landswette en daar's 'n Here wat lewe. Ek vergewe iemand wat by my gesteel het, maar daar's 'n landswet wat hy oortree het, wat my regte ook beskerm, en daai ou moet vergelding doen, en hy sal tronk toe gaan. Die vergelding kom nie na my toe nie. Ek het vergewe. Die hof met die gepaste straf gee, en ek het vergewe en ek is vry. Die vergelding kom nie na my toe nie. Ons het dit oorgegee aan Abba Vader. Amen en amen. Kom ons bid net saam. Here, dit is so 'n algemene konsep om net te kan vergewe, maar nooit besef ons die erns van dit nie, Here. As ons nie vergewe nie, as ons harte hard is, Here. O Here, help ons, maak ons harte sag, Here, dat ons kan vergewe en dit by U los. Here, laat ons nie soek vir geregtigheid nie. That we not looking for vengeance en om terug te kry. Here, maar laat ons net die vrede kan herstel tussen ons en U. Help ons om vinnig te wees om te vergewe. Here, mag dit ons leefwyse word, om nie aanstoot te neem nie, maar vinnig te wees om te vergewe en dit by U te los. Ons dank U, Here. Ons dank U vir die waarheid wat gekom het vandag om ons vry te maak. Dank U vir die waarheid, Here, voor dit te laat is. En ons dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.